Goeiemôre, good morning. Hallo, hallo, hallo. Ek het ook net begin sing soos jy, Pieter. Ek weet. Dis aansteeklik. Elsa en jy gaan ook begin sing. Ek twyfel baie sterk. Ag nee. Ek hou die gesingery net vir by die huis. Maar jy lewe en jy is hier so vandag saam met ons nadat ons lekker verjaarsdag gevier het met Annelie wat gister verjaar het, né? Inderdaad so. Nou ja, toe ek hoop die ketel is reeds alweer aan die koue kant en jy sit maar daai vuurwarm koffietjie reg om saam met ons te kan kuier. Goeiemôre. Aan die koue kant. Ja, die ketel is dan koud want die Klaar koffie is reeds afgekoel. gemaak, afgekoel. Ja. Warm, lekker. Okay. Sjoe. Ek vra Wat 'n interessante benadering, né? Ja. Jy nou nie met jou HAT storieetjies kom nie, man. Mense verstaan wat ek vir hulle probeer sê. Dis vroeg in die oggend. Jy maak ons te mekaar so vroeg in die oggend. Maar so gepraat van vroeg in die oggend. Ons fokus vandag op slaapterapie in aanloop tot International Public Sleeping Day. Dis dan nou Saterdag, né? So ons moet 'n bietjie slaap, inhaal met slaap. Bespreek die begrotingsrede wat gister plaasgevind het. Gesels oor oefening in 'n klein of 'n beperkte spasie of ruimte. Die kunstenaar Almero gesels oor sy nuwe verhoogproduksie saam met Karlien van Jaarsveld en Damian Beer deel nuwe musiek. Maar wat sal 'n oggend wees sonder 'n paar interessante oggendpraatjies? Ross? Ja, na jou. en het ek een vir jou. Directly out of China. China onthul die wêreld se eerste vleiende windturbine. Hulle het pas die wêreld se eerste vleiende windturbine bekend gestel, 'n drywende kragstasie wat hoog bo die aarde se oppervlak sweef en elektrisiteit opwek uit sterk hoë hoogte winde. Die stelsel, bekend as 2000 Airborne Wind Energy System or AWS, or if you are a South African, AWS, word met helium opgelig en met 'n kabel aan 'n grondstasie verbind wat die opgewekte krag oordra. Die turbine is sowat 131 meter wyd en 60 meter lank en werk op 'n hoogte van ongeveer 2000 meter bo die grond. Dit is meer as 10 keer hoër as gewone windturbines. Op daardie hoogte waai winde baie sterker, tot 4 keer vinniger, wat beteken die stelsel kan aansienlik meer elektrisiteit opwek. Die turbine kan tot 3 megawatt krag lewer, genoeg om duisende huishoudings van elektrisiteit te voorsien, afhangend van verbruik. Volgens die ontwikkelaars kan die tegnologie veral nuttig wees in afgeleë gebiede sonder bestaande kragnetwerke, maar dit kan ook tradisionele windplase aanvul en 'n nuwe 3-dimensionele benadering tot energievoorsiening moontlik maak. Kenners beskryf dit as 'n belangrike mylpaal in die opwekking van skoon energie uit natuurlike hulpbronne. Is dit nie 'n interessante storie nie? Sal so iets werk in Suid-Afrika? In die Kaap miskien. Ja, want daar's of in Quebec, the Windy City, PE, it might also work really nicely there. Maar ek dink, daar is soveel ontwikkeling in terme van tegnologie en hoe dit ons kan help. Ons praat gereeld oor tegnologie en dalk KI, wat maybe that's a bit kind of detrimental to us as humans, but this sounds like a fantastic idea, and what always gets me is that people have actually thought this out. Die slim mense se breine is so ontwikkel dat hulle dink, okay, die wind is sterker en vinniger daarbo, so we're going to get more power out of putting the wind turbines up in the sky. I think it's fantastic. Ja, en ek dink jy weet 'n mens fokus so gereeld op daai vernuwende idees en konsepte, veral wat volhoubare energie betref, jy weet, en om energie te bespaar. Ja, So, well, dit is 'n hats off to voorbeeld. them. Ek Ja. dink dit is 'n baie briljante plan, regtig. Ek hou daarvan en baie dankie aan al die oomies met die dik brille, die wit sokkies en baie penne in hulle Die sak, slimmies. die wetenskaplik is. Maar ek weet jy sê, sal so iets in Suid-Afrika werk, maar ek dink hierdie tipe kragopwekking kan dalk lande wat met kragvoorsiening sukkel regtig help, if it's applied correctly, of Ek course. moet nou net sê, dis beter as wat 'n boot in die hawe staan met al hierdie elektrisiteitsopwekkingsvermoë. Ek dink regtig dis nice. En ek het dit tong in die kies gesê, want alles in Suid-Afrika word ons of gesteel of dit raak weg of whatever. Maar ons het baie gedeeltes, juis waar die wind konstant, lekker sterk hardloop en goeters, juis in die Quebec en daai areas. Kyk, ons weet darm, die verhouding tussen Suid-Afrika en China is mos baie goed. So, miskien kan ons baie graag by daai land leer in die verband. Interessant genoeg, en as jy van na China toe wil gaan, het jy onlangs daarvan uit die
Kaapstad se internasionale lughawe dalk gevlieg China toe of van daar af teruggekom. Ja. Nee? Ons het nou nie, maar Nog ja, nie. ons hoor wat jy sê. Mense het. Ja, mense het, die mense het. maar jy het gehoor van die ontwrigtings wat nou vroeër in die week Ja. of iets daar Ja. plaasgevind het, nee? Kom ek vertel vir julle die storie as jy nog nie daarvan geweet het nie. Ontwrigtings by die Kaapstadse internasionale lughawe na 'n brand, reisigers by Kaapstadse internasionale lughawe wat hulle daar ervaar het, ontwrigtings veroorsaak het. Die brand het op die 24ste Februarie by die noordelike dienswerf uitgebreek. Dit is ook intussen geblus en geen beserings is aangemeld nie. Internasionale vlugte is tydelik opgeskort en krag is afgesny om veiligheidsassesserings te doen. Vlugte het later die aand hervat, hoewel 'n paar internasionale vlugte tydens die voorval herlei is. Airports Company South Africa sê krag en die meeste stelsels is herstel, maar sekere prosesse word steeds handmatig hanteer. Inboekstelsels funksioneer grootendeels normaal, maar mense soos Lift Airlines verwerk passasiers steeds met die hand. Die Border Management Authority gebruik ook handmatige stelsels wat langer wagtye veroorsaak. Bagasie word tans handmatig verwerk. Dis my woordjie vir die dag, handmatig. Baie dankie aan ons taalversorger daar. En vertragings met bagasieaflewering kan verwag word. Plaaslike vlugte funksioneer egter weer normaal en nie handmatig nie. Sekere uitlegveranderings is by die lughawe aangebring met die internasionale gang wat steeds gesluit bly. Passasiers wat gister nie hulle bagasie kon afhaal nie, kan dit aan die noorde kant van die ontmoet en groet ingang gaan afhaal. Dis my Afrikaans vir die dag, handmatige ontmoet en groet. Ontmoet en groet is my cute. Ja, is dit nie lekker nie? Maar ek is net ontmoet en groet, baie nice. wat ek wel wil sê is hats off dat hulle dit so kalm hanteer het. Ja. En ek moet sê dit was mooi hanteer, bietjie van die visuals wat ons nou al gesien Ja. het. Kalm, alles rustig, we've got this. So al wat jy eintlik probeer sê het. Dankie dat jy ons ook so mooi inlig in die oggende, maar is dat dit nie digitaal gebeur nie, Yep. maar dat hulle self te werk moet gaan. Dis baie met mooi, daai ek hou proses. van. Ja. Alles word nou met die hand in die boek weer gedoen. Ek hou daarvan. Ek dink ook dit is eintlik it's a bit of like a reminder of what's happening in New York at the moment. They are having the worst snowstorms, and they actually had a snow day the other day where nothing was on the roads. There were no buses, no trains, no En public ons 'n transport. noodtoestand verklaar. Daar is. En ons het gister op my radioprogram met ons gehoor, iemand, 'n Suid-Afrikaner, het ons in ons nuus gehoor dat hy kan nêrens heen gaan nie. He is stuck in New York. I mean, I could think of worse places to be stuck, but if there is absolutely nothing you can do to get home, it's not a jol. It's not like, oh, like my vakansie of my besigheidstripie bietjie verleng. Dit is, jy is daar vasgevang. Dis 'n moeilike situasie. Ja, En en as ons ek- dink aan almal wat daar vas sit. Ja, want as ek reg kan onthou, was daar aanvanklik 3000 vlugte wat gekanselleer moes word. Kan jy jouself nou indink? Ja. Maar ja, ek dink weer eens wanneer jy mens kyk na suits wat baie maklik kan ontaard in 'n logistieke nagmerrie. Ja. Dan is ons baie bly dat die herstelwerk by ons Kaapstad se internasionale lughawe goed optree. Die eerste twee geselsies gaan oor mense wat slim is en dinge bymekaar kan hou. Want Ja. om daai logistiek te hanteer en jou vlugte te reroute en te herlei. Jy sien, Pragtig, is dit nie Pieter. mooi nie? Handmatig het ek daai ene nie hanteer nie. En Ek as het hulle net jou my by die woordkeuse lughawe mooi ontmoet en gedoen. groet, is dit altyd Daar lekker. sê ons het jou nou ontmoet en ons gaan jou nog nie groet. Bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder. Net hier by jou een en enigste. Goeiemôre, good morning. Cheers.